Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. En ja, dit is so lekker lentedag. Die weer, mense, en ek sien ook, lyk my daar's reën op pad. Ons is ook dankbaar daaroor. Baie het seker nou gehoor dat daar nou predikers is wat voorspel dat nie die wederkoms, hulle praat van die wegraping, gaan plaasvind hierdie week. Praat hier van die 23ste, 24ste, 25, lyk my so oor 3 dae, toe ook vir my al klaar bietjie snaaks is. Ja, en dit maak mense baie onseker, wonder wat aangaan, en dit is ook bekende mense, en dit is moeilik, dit is regtig moeilik, dat mense kom met sulke voorspellings. Julle weet nie, verlede was daar talle geleenthede, wat mense ook gekom het, en sê, die wederkoms of die wegraping gaan plaasvind. En dit wil mense half, dit maak mense onseker. Jy weet, dis mense wat jy ook voor respek het, geestelike leier wat jy voor respek het en alles. Maar op die einde, ons bly maar net diensknegte, instrumente in die Here se hande. En al wat vir ons regtige riglyne is nie persone nie, is God se woord. God se woord is sy waarheid vir ons almal se lewens. En dis belangrik dat ons staan by die woord. En daarom wil ek nie slimmer wees as God se woord nie. Ek stel my onder die autoriteit van God se woord. En dan sê, Jesus het gepraat ook, Matteus 24, ons noem dit die profetiese rede, praat hy oor sy wederkoms. En dan sê hy, en ek lees vir ons Matteus 24 vers 6 vanaf vers 36, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Soos in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. En daardie dag voor die sondvloed, het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het. En dan vers 42 sê hy, bly dus waaksaam, omdat julle nie weet, watter dag julle Here kom nie. Dis wat die woord sê, en ons as gemeente, en van die kerkraad se kant af, sê ons staan by God se woord. Eintlik moet almal van ons elke oomblik gereed wees. Want jou wederkoms vind plaas as jy jou laaste asem hier op aarde uitblaas. Jy sterf. En nie een van ons weet wat die volgende 5 minute, volgende uur, volgende dag gaan gebeur nie. Ons moet almal gereed wees. Dis hoe my sê ook. Bly dus waaksaam, want jy nie weet watter dag julle Here kom nie. En ek weet ook, een van die kerkvaders het ook gesê, al sou die wederkoms, al weet jy die wederkoms van môre plaas, vandag sal ek nog 'n boom plant, en aangaan. En daarom beplan ons, ons weet nie wanneer die wederkoms nie, daarom praat ons van kerssangdiens, en kersfees in Claremont, ons stop nie nou alles hierso nie, as jy regtig die waarheid, dit moet ons nou alles moet nou hier stop, ons nou net hier sit en net asemhaal en eet tot Woensdag, nee, dis nie hoe die Here ons geroep het nie. Ons gaan voluit. Ons is waaksaam. Verkondig die woord. En ons vertrou die Here. So ons moet dinge ook maar toets. Toets dit, neem alle gedagtes gevange en maak dit onderhoorig aan Christus. Wat is vir ons waar in Christus, in God se woord? En in God se woord, die besnydende swaard van die Gees, staan dit baie duidelik, die Here wil jou, as hy jou groet, wil hy jou seën, God se seëning is vir hom so belangrik, en ontvang ook nou God se seëning, genade, barmhartigheid en vrede, word ryklik geskenk van God die Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit Eksodus 16 en Eksodus 17, gaan ons verskillende verse lees, en Eksodus 16 gaan ek vers 1 tot 4, en dan vers 13 tot 21 lees, en dan ook Eksodus 17 verse 8 tot 16. Ek gaan uit die 83 vertaling lees, en dis Eksodus 16 vers 1 tot 4 gaan ek eers lees. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom wat tussen Elim en Sinaï lê.
Dit was op die 15de van die 2de maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. En dan lees ons weer vers 13 tot 21, vanaf vers 13, teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. En toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie, en toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie, party daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan. Maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. En dan lees ek Eksodus 17 vanaf vers 8 tot 16. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer hy sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskant af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Josua die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Fokusvers is vers 11 en daar staan, solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Ja, ek is besig met so 'n reeks prediking wat gaan oor die woestynfase, nê? 'n Woestynfase wat gelowiges in hulle wandel met die Here ervaar baie keer, nê? Die woestynfase waar daar geloof nodig is. Want wat gebeur tydens die woestynfase? Gewoonlik kry jy 'n belofte van die Here, nê, soos wat Israel die belofte gekry het van die beloofde land, nê, van melk en honing. Maar wat beleef hulle? Eerste, nadat hulle die belofte ontvang het, nê, hulle beleef 'n woestynfase. God stuur hulle woestyn in, nê? En daar beleef hulle geen kos, geen water, nê, laas week Sondag by Mara, geen voedsel nie, droogte beleef hulle. Maar dis baie belangrik en dis wat ons ook ervaar. Baie keer ontvang jy beloftes van die Here en dan direk daarna ervaar jy eintlik die teenoorgestelde aan wat die Here beloof het. Nee, maar dit is 'n belangrike tydperk, fase in jou lewe om God se beloftes te kan ontvang. Dis 'n tydperk van voorbereiding, nee. Dit berei jou voor, dit maak jou geloof, dit versterk jou geloof, dit
werk in jou die regte gesindheid om God se belofte van die beloofde land te ontvang byvoorbeeld, soos vir Israel. Dit is 'n baie belangrike fase waardeur ons moet gaan. Gewoonlik werk dit altyd so. Vang die belofte, jy beleef 'n woestynfase, die teenoorgestelde wat jou voorberei met die regte gesindheid en dan ontvang jy die beloofde land. Behalwe as jy nie gevorm word in jou woestynfase nie, jy soos die Israeliete, daai geslag is nie wat terug verlang het na die vleispotte van Egipte nie en hulle het net nie verander nie. Hulle het gesterf in die woestynfase. Mag ons nie sterf in ons woestynfase nie. Mag ons so gou as moontlik leer dat jy nie langer in die woestynfase hoef te verkeer as wat dit nodig is nie. Mag ons gou gevorm word. Mag ons ontslae raak van daai wêreldse denke, van daai vertroue op onsself, om soos die baie keer ook om soos die wêreld te wees. Mag God dit ons kom suiwer. Dis 'n baie belangrike fase. Voorbereiding, rypwording van jou geloof. En dan het ons ook laas Sondag gesien by Mara, 'n woestynfase kan jou beter maak, dat jy gevorm word na God se beeld, of dit kan jou bitter maak. En ons het ook gesien ook, hoe God wil hê, ons moet in ons woestynfase ontslae raak van bitterheid. Dat jy beter kan word. Want daar is 'n oplossing vir bitterheid, vir onvergewensgesindheid. Die kruis van Jesus, die boom van die kruis op Golgotha, het God die bitterheid van die lewe kom wegvat. Het hy ons sondes vergewe, sodat jy jouself kan vergewe, dis belangrik in die woestynfase, en ook die mense om jou kan vergewe. Dat jy nie so bitter hoef deur die lewe te gaan nie. Bitter mense is nie reg om God se beloftes te ontvang nie. Jy moet vrykom van bitterheid, onvergewensgesindheid. Dit laas Sondag gesien by Mara. So ons kan baie leer uit hierdie woestynfase van Israel. Hoe God jou kan voorberei vir sy beloftes. Deur die kruis van Christus raak ontslae van bitterheid in jou lewe. Nou, wat ons hierso ook leer is dat om te lewe deur die geloof is om alles van God te verwag. 'n lewe deur die geloof beteken jy verwag alles van God af. Dat net hy dit kan doen. Dat nie jy is nie. Ons het net nog gesing ook, een van die lirieke het gesê ook, ek kan nie, maar God kan. Dit is wat die woestynfase, om te lewe deur die geloof, om te sê God kan. Ek kan nie, maar God kan. Om alles van God te verwag. Kom ons kyk bietjie na die agtergrond, die Amalekiete. Eksodus 17, die Amalekiete, wie was hulle? Die Amalekiete was die afstammelinge van Esau. En hulle het nog steeds hulle voorvader Esau se gesindheid gehad. Julle weet hoe Esau, Jakob en Esau wat ons geveg het, Jy kan sien ook die Amalekiete het geen respek vir God se beloftes nie, net soos hulle voorvader Esau geen respek gehad het vir die vaderlike seun, die eerste geboortereg nie. Dit sommer verkoop het vir 'n pot lensies op. Hierdie afstammelinge, die Amalekiete, het geweet, hulle moes bewus gewees het dat God beloof het Israel, die nageslag van Jakob, gaan die beloofde land ontvang. Hulle het dieselfde voorvader Isak gehad. So hulle was bewus daarvan, van God se beloftes aan Jakob se nageslag. En hulle staan dit te. Hulle staan God se beloftes te. Esau was mos soos 'n wilde donkie, hulle is ook soos 'n wilde donkie. Het geen respek vir die Here gehad nie. Hulle was 'n nomade volk. Nomade is 'n volk wat rondtrek daar in die woestyn en kyk ook wat hulle kan byt, en hulle byt by ander volkere, val volkere aan, hulle het gefight. Hulle was wild geweest. Hulle kon veg. En dan sien ons ook dat Israel later, net voordat die Moses se afskeidspreek aan die Israeliete voordat hy die beloofde land sal ontvang, sê hy, herinner Moses die volk, Deuteronomium 25 vers 17 en 18. Jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het toe jy uit Egipte getrek het. Hy verwys terug na hierdie Eksodus 17, Hy het jou van agteraf aangeval toe jy moeg en uitgeput was. En hy het almal wat nie byhou nie om die lewe gebring sonder om hom aan God te steur. Hulle het geen respek vir God se beloftes gehad nie. Hulle was soos 'n hyena, wat die swakkeling hier van agteraf aanval. Dit is wie hulle was.
'n nomadevolk. En hulle steur hulle nie aan die beloftes van God nie. Nie gesteer daaraan nie. Maar dan, Moses weet, al hoe ons Amalek kan oorwin, is deur God wat deur ons moet werk. Dit wat ons sien in hierdie geskiedenis. Net God kan dit in en deur ons doen. Ons kan dit nie self as Israel doen nie. Hoekom? Israel het geen ondervinding van oorlog gehad op daai stadium nie. Hulle was 'n slawevolk wat God op 'n bonatuurlike manier gered het, wonderwerke, 10 plaae, die water deur die Rietsee, waar Farao en al sy soldate verdrink het, het God hulle verlos. Hulle het nie 'n vinger verroer nie. So hulle weet nie om te fight nie. Hulle weet nie van swaardgevegte, spiese en al hierdie goeters nie. Hulle was maar rou slawevolk. En daarom weet Moses, is net deur God wat ons kan wen. En hy sê in vers 9 dan ook hierso, kies vir jou manskappe, dis nou het hy vir Joshua gesê, kies vir ons manskap en gaan veg môre teen Amalek, die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God in my hand gegee het, in my hand. En wat het Moses daar op die heuwel gaan doen? Hy het gaan bid. Hy het gaan intercede, ingetree, intersessie gebed gaan doen, daar op die heuwel. En solank hy gebid het, sy hande in die lug gehou het, het Joshua en Israel gewen. Maar sy hande laat sak as opgehou bid het, dan het hulle verloor. En so het Aaron en Hur vir Moses gehelp, dat sy hande in gebed uitgestrek na die hemel kon hou. Want dit was die gebedshouding van die Jood gewees, van die Israeliete. Om jou hande uit te strek na die hemel, om in te tree. Want daar staan Psalm 141 vers 2, mag my gebed voor U wees soos wierookoffer, die uitstrek van my hande, soos 'n graanoffer in die aand. Die aand is nie graanoffers nie, soos 'n gebed wat opgereis het. Uitstrek van my hande. So Moses het net geweet, ek moet voorbidding doen op grond van God se beloftes aan Israel. Dat ons die beloofde land gaan ontvang. En dis wat hy daar op die heuwel gaan doen het, op die berg. Voorbidding gedoen vir Israel op grond van God se beloftes aan Israel. En hulle het gewen. En hulle het heeltyd die Amalekiete verslaan. Hy het voorbidding gedoen. Dat hy op die einde, dan gee hy ook al die eer net aan die Here. Vers 15, Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here gee my die oorwinning. Dis nie Israel wat so goed gefight het nie. Dit was die Here wat die oorwinning gegee het. En dis wat so belangrik in die kerk ook is. Die kerk wil ek amper voorstel in die prentjie van 'n roeiboot. In 'n roeiboot het jy 2 spanne nodig, As jy net 1 span het, dan gaan jy net nie rond te gaan. Net 'n linkerspan met 'n regter, dan gaan jy net nie rond te. Jy het al 2 spanne nodig om vorentoe te gaan. En wat is daai 2 spanne van die kerk? Gebed en werk. Gebed en doen. Dat word gedra deur gebed. En ek weet, en ek sê dankie Gerard, jy en Susan, wat die Here ook gestuur het hier na Bergbron toe, wie se hart en passie intersessie is. Gebed. Want dit is, as jy moet kyk op 'n kerkraadsvergadering, die verslae, wat alles gebeur in die gebedsdeel, prys die Here net daarvoor. Jy was nuwe intrek, die nuwe hier ingetrek en toe eindig julle hier. En ek weet dis nie julle nie, die Here, En dan ook die doen. Ons is nie 'n groot gemeente nie, maar dis 'n gemeente waar ek my agtergrond wat baie aan die gang is. En ek wil nie net ons almal op die skouer klip, dis die Here se genade. Maar word gedoen, jy het gehoor wat volgende kwartaal nog alles moet gebeur. Daar word gedoen, die uitreike. Al hierdie dinge. 2 spanne. Bid en doen. As jy net gaan doen, ons gaan net in jou rond hardloop hier. Maar met gebed gaan ons want toe die Here ons stuur. Dit is so belangrik. Uit eie krag kan ons dit nie doen nie. En dis wat Moses verstaan het, dit is hoekom hy gaan voorbidding doen het, terwyl hy veg. Dis hoekom ook, as ons 'n seminare aanbied, is daar 'n groep wat bid
vir ons seminare. Terwyl uitreik kan jy gaan na mense wat bid. Dis hoe dit werk in die koninkryk van die Here. Dis net deur die Here se genade. En al die eer op die einde net aan die Here. Ons moet biddend afhanklik bly van die Here. Biddend afhanklik. Ook vir jou eie persoonlike lewe. Moet jy biddend afhanklik bly van die Here. Baie keer sê mense, weet jy, my program is so besig nie. Ek is soveel druk. Ek kry net nie tyd om stil te raak voor die Here, om 'n Bybel te lees en te bid, my stilte tyd te kan doen nie. Hoe besiger jy raak, hoe meer belangrik is dit. Hoe meer moet jy daarby uitkom. Om te bid. Om tyd met God te spandeer. Dis reeds hoekom jou program dalk so besig is. En jy voel of jou lewe uit beheer is, omdat jy nie tyd by die Here kom nie. Nie tyd met hom spandeer nie. Jakobus skryf ook, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So in jou woestyntyd net, dis dan tyd wat jy moet bid. Tyd by die Here spandeer. Want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hy sê ook, julle kry nie omdat julle nie bid nie, Jakobus 4 vers 2. Nee, jy kry ook omdat jy bid nie, want jy dink jy moet alles self gaan doen, nee, dan is jy soos daai roeispan, net die een, jy's net besig om nie rondte te gaan. Nee, hardloop soos 'n afkop hoender rond. Nee, dit is, jy kry nie omdat jy nie bid nie. Calvin het ook gesê dat daar's geen belofte in die Bybel waarvoor die Here nie ook gesê het jy moet voorbid nie. So God gee vir ons beloftes in sy woord. Maar hy gee ook die opdrag bid daarvoor. Jy moet daarvoor bid. Jy moet alleen met jou gebed God se beloftes as skatte gaan ontgin vir jou lewe. Dit kan toepas op jou lewe. Nee, dit is so belangrik, nee, om te bid ook vir God se beloftes, soos wat Moses, hy het in afhanklikheid, nee, op grond van God se beloftes gebid vir hierdie stryd teen Amalekiete. Net hy gebid en het oorwinning het hy behaal. En dink bietjie as Moses daai tyd so op grond van God se beloftes, sy gebed so kragtig was, nee. Dink vandag hoeveel meer kragtiger is ons gebede, kan jy sê vandag. Want jy gaan nie meer op jou eie nie. Jy gaan in die naam van Jesus. Jesus wat vir jou sondes gesterf het, Jesus wat opgestaan uit die dood, opgevaar het in die hemel, en wat doen hy daar in die hemel? Jesus sit nie daar in die hemel en doen niks nie. Hy doen voorbidding daar, lees maar Romeine 8. Hy tree vir ons in, en as ons bid hier op aarde, dan meng ons voorbidding, nee, ons gebede, met Jesus se voorbidding en sy lieflike geur, voor God se troon, nee, as jy ook gaan lees Openbaring 8. Ons gebede het 'n kragtige uitwerking. Kragtig. Johannes skryf in sy eerste brief, 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor, as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. So in jou gebede, in jou tyd met die Here, wat jy Bybel lees, nee, mens lees die Bybel biddend, nee, en vra vir die Here, ja, wat wil u vir my sê? Is dit 'n tyd om God se wil te ontdek vir jou lewe? Nee, in daai verhouding, daai stil raak voor die Here. Ja, dit is ook, dit is kragtig, is ook belangrik om te bid terwyl jy kar ry en so, dit is goed. Maar wanneer raak jy stil om by die Here te hoor, wat is sy wil? Nee, dat jy net bid vir beskerming en so nie, maar raak stil, Here, wat is u wil, en dat jy daar volgens kan bid, en dan gaan jy dit ook ontvang. Het is belangrik dat jy God se wil vir jou lewe sal ontdek, en jy daar volgens kan bid, op grond van sy beloftes, en dat hy dit vir jou gee. En dis hoekom ons ook Eksodus 16 gelees het. Ja, Eksodus 16, vers 4. Staan daar, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, dan moet die volk elke dag gaan en dag se voorraad optel, so sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie.
was ook 'n toets gewees, die kos wat God voorsien het, nê? Die manna. Nou die Hebreëse woord hier, nasa, beteken letterlik beproewing of toets om die mense karakter te verfyn, sodat hy of sy meer intiem met God sal wandel. So tyd met God, gebedstyd, nê, is om jou karakter te verander, om ontslae te raak van wêreldse denke, om meer God se denke en wil in jou lewe te ontdek, nê, om gevorm te word, sodat jy meer intiem met God sal wandel. Dit is waarvoor daar toetse in die woestynfase is. God wil jou toets. Nee, hy wil jou vorm. Jou hart is vir God belangriker, nee, as wat met jou omstandighede is wat gaan in jou hart aan. God wil jou seën, ook fisies, maar hy wil eers jou hart vorm. Nee, dit is wat die toetse doen. En God het eintlik met die manna, het hy Israel getoets, of hulle getrou elke môre sal opstaan, voor die son opkom, nee, want die son bak en dan smelt die manna, nee. Sal jy elke môre opstaan, vars manna bymekaar maak. Nee, want jy kan ook nie gaan manna bymekaar maak vir môre nie. Ja, vanoggend sal ek baie vroeg opstaan, gemaak dubbeld manna bymekaar, sodat ek dan môreoggend nie hoef vroeg op te staan nie, en môre eet ons nou van wat ek nou vandag bymekaar, dit het nie so gewerk nie. Nee, dit wat oorgestaan het, nee, het daar meeting gekom, het gestink. En God het hulle aangespreek, Moses het hulle aangespreek daaroor. Hoekom is jy nie gehoorsaam wat die Here sê nie? So die Here wil toets dat jy elke oggend sal opstaan en vars manna vir die dag gaan bymekaar maak. Nee, wat nodig is vir die dag. En daar is my 'n wonderlike mooi simboliek daaraan. Dat as jy in die oggend stil raak voor die Here, nee, en jy bid en jy lees die woord, dan is dit geestelike manna. Elke môre wat jy kry. Geestelike manna. Want Jesus het ook gesê, en hy verwys na Deuteronomium, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van die brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So God se woord is vir jou gees, soos manna. Nee, dit is God se woord. Vir jou, is vir jou soos geestelike manna. Dit is nodig om elke môre op te staan en vars manna, woord by die Here te kry vir die dag. Want hierdie manna word dis my mooi simboliek, nee, word beskryf as iets lig, soet. Nee, as iets lig en soet. Ek weet nie of julle al opgestaan het met verkeerde voet uit die bed nie. My gebeur het nogal baie. Vanoggend het ek met verkeerde voet uit die bed opgestaan. En dan kort ek iets lig en soet, om my gemoed te verander, om my denke te verander, vir die dag. Nee, om 'n spesifieke woord te kry vir God. God wil elke dag vir jou iets sê. Hy het nie net 2000 jaar terug dit neergeskryf van jou net. Hy wil elke dag vir jou iets nuuts sê uit die woord uit. Nee, hy wil jou kom lig maak, hy wil jou lewe kom soet maak. So jy moet elke dag, het ek dit nodig, om by God geestelike manna te kry. 'n lewende woord, 'n rema woord vir my lewe vandag. Ja, natuurlik geld die woord, hele woord vir my, maar as nie spesifiek wat God vandag vir jou wil sê. Wat jy moet die dag ingaan. En wat God vir my gesê het, en ek het vanoggend, ek het regtig afgevoel, ek en Elise nogal daaroor gepraat. Nee, half bedruk. Ek ben al 3 weke verlof voor. Jy moet mos nou hierso juig en sê, hey, ons net. Maar ek was bedruk. En God wil my sê, en in my stilte tyd het ek beleef, dat heeltyd een boodskap deurgekom. Nee, en dit voel dit vir my, is die rema woord vir my, en dit is dat Christene moet een wees. Eenheid, nee. Op 'n stadium met my skriflesing was dit, ek dink is Lukas 9 gewees vanoggend in my stilte tyd was gewees waar die disippels vir Jesus sê, ons het mense gesien wat duiwels uitdryf in die naam, ons het hulle gekeer. So Jesus, nee, as die wat nie teen ons is nie, is vir ons. Nee. En ek het 'n ander Bybelstudie gelees ook, nee, wat praat van Christene wat moet een wees. En wat gaan nou aan eintlik? Daar's soveel verdeeldheid onder Christene, wat vir my so hartseer is, oor wat gebeur het. Daar's verdeeldheid oor, gaan die wegraping nou hierdie week plaasvind of nie?
En toe sy 'n vergadering met Wenzel gehad, veral uit hulle kerklike tradisie is dit 'n groot strydpunt. Nee, hy vertel net families stem mekaar en sulke dinge. Nee, oor die wegraping of nie, wat ook al. En of daar 'n wegraping is of wel net 'n tweede koms van Jesus is. Al daai goed. Maar weet julle, dit raak nie ons saligheid nie. En ek wil nie verder verdeeldheid bring. Dis my jammer dat mense sulke voorspellings maak as God se woord iets anders sê. Maar ek wil ook nie beswaarder nie. En ek het nou 'n onderhoud gekyk ook wat daar gevoer is en die een ou wat die onderhoud gelei het, hy het gehuil. Want die persoon wat die voorspelling maak, nee, hy huil oor hom want ander mense is baie teen hom. Nou dit is moeilik. Dit is moeilik as mense sulke uitsprake maak. Maar ek wil nie daarmee ophou. Kom ons maak disippels. Kom ons gee om vir wie vandag verlore gaan wat sterf dalk. Oor die eindtyd gaan mense verskil hulle altyd. En mense maak daarvan 'n strydpunt dat ons amper nie met mekaar kan gesels nie. Ek weet dat selfs in die gereformeerde kerke daar's die gereformeerde kerke onder die kruis, jare terug daar in die Vrystaat in Steynsrus en so, nee. Daar was kerke wat vasgehou het aan die 1000-jarige vrederyk en ander wat sê daar's net nog een wederkoms. En ons kan daaroor mens dalk, maar ek wil nie af van 'n strydpunt maak nie. Dit raak nie ons saligheid nie. Toe ek op teologiese skool was dit my skripsie wat ek moes ingee, het ek daaroor 'n navorsing gedoen. Maar wat ek ook agterkom, ek voel dis wat die woord sê, maar ek gaan nie met iemand anders te sê, maar ek kan met jou praat omdat jy dink daar is 'n 1000-jarige vrederyk, weet 'n wegrap. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dis waaroor ons beklei met mekaar. En dan selfs ook oor Charlie Kirk. Hoor mense nou ook nog hoe mense net dit ook daaroor Christene daaroor 'n stryd het. Vir my gaan dit daaroor, hy was duidelik, dit gaan nie oor hom as persoon, dit gaan oor beginsels. Hy's 'n Christen. Nee. Jesus is sy verlosser die grootste ding wat met hom gebeur het. En hy het ook gesê, lees jou Bybel, glo wat daar staan en doen dit ook. En dit is wat ek sê, dit is wat ek vier. Wat die boodskap wat uitgaan. Kom ons lees ons Bybel. Kom ons glo wat ons lees. Dat dit 'n waarheid is. En kom ons gaan doen ook. Moenie net hoorders van die woorde sê dit self, wees daders van die woord. En dit is hartseer. Absoluut net om hierdie verdeeldheid wat daar is oor die dinge. Moenie meer werk om verdere verdeeldheid te bring waar jy beweeg nie. Kom, kry jy net elke dag, het gaan oor 'n verhouding met die Here, kry jy net elke dag vars geestelike manna by die Here. Wat die Here vir jou sê vir hierdie dag. Wat hy vir jou sê jy die dag moet ingaan. Want God het vir jou iets te sê oor vandag. Oor jou lewe spesifiek. En dis nie selfs as vir my of vir jou nie. Nee, God se persoonlike God. Hy ken ons elkeen deur en deur. Hy het iets spesifiek vars manna vir jou dag. Ook môre. Ek wil nie van 'n wet maak nie, maar dis hoekom ek hou daarvan om my stilte tyd in die oggend te hou. Nee, dat voordat ek die dag ingaan, ek daai vars geestelike voedsel, brood kan kry by die Here om die dag in te gaan. Vanaand kyk ek natuurlik in die bed sê, Here, dankie vir die dag. Dankie dat jy my bewaar het. Maar dis nie 'n wet nie, dis nie 'n reël nie. Ja. Wees afhanklik van die Here. Want daar staan, party daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het meeting gekom gestink, Moses was woedend oor wat hulle gedoen het, vroeg elke oggend bymekaar gemaak vir ons, elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. En daar's my simboliek daarin, om dit te kry, om vroegoggend op te staan, tyd met die Here te spandeer. Nee, voordat jy eintlik met jou dagtake begin. En pas op vir jou foon. Nee, al die WhatsApps. En goed, jy weer sien, jy daar 'n redenasie met iemand, met 'n ander betrokke, nee. En jy sien, ek moet werk toe gaan, want jy nie beheer uitgekom nie. Pas op daarvoor, dat is baie goed, wat die wêreld jou aandag wil wegvat. En dan, staan daarom ook, en ook môreoggend ook, nee, staan met 'n verwagting op.
En gaan na die Here en sê, Here, wat is u rema, u lewende woord vir my vandag, waar ek hierdie vergadering het, ek moet daai ou gaan sien, ek moet dit gaan doen, sê hy goed, wat is u woord, u geestelike manna vir my dag? Dat jy met daai boodskap die dag kan ingaan. En dan ook te bid op dit wat jy van die Here ontvang het, op grond van dit wat hy vir jou gesê het. Here, deur die dag gaan bid jy op grond van wat die Here met jou gepraat het die oggend, toe jy opgestaan het. En dan gaan jy ook agterkom, as jy hy vars manna ontvang het, gaan jy positiewer wees, jy gaan vriendeliker wees, want jy het mos by die Here gehoor. Dan ontvang jy manna wat lig en soet is. Dit maak jou lewe ligter en soet. Wees daarom afhanklik, Moses verwys ook Deuteronomium 8 vers 16 en 17, wees nederig afhanklik. Die Here het die volk Israel getoets met die manna om hulle nederig afhanklik van hom te maak, En daarom ook, wees nederig en afhanklik van die Here om 'n vars nuwe woord te kry elke dag vir jou dag. Baie keer leef mense so op 'n woord wat hulle jare terug kan. Dit is so, daar is ook daai beloftes wat nog in vervulling in woestynfase, maar moenie net stil staan by dinge wat die Here vir jou laas maand gesê het nie, 'n jaar terug gesê het nie. Kry nuwe woord, vars geestelike manna. Dit maak jou woestynfase. Dit gee vir jou hoop en moed, soos wat met Joshua en Caleb gebeur het. Wat weet, maar God kan. Ons kan nie, maar God kan. Toe die res gesê het, ons wil terug gaan Egipte toe, voordat hulle die beloofde land wou ingaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here, dat U 'n boodskap het vir elkeen van ons, elke dag. 'n lewende woord, 'n rema woord, vir ons dag. U is 'n persoonlike God. En daarom, Here, praat U ook met ons op 'n persoonlike vlak. En lig U beloftes uit die woord vir ons uit vir 'n spesifieke dag. Dankie, Here, dat U ons ook wil kom lig maak. U wil ons kom voed. U wil ons lewe soet maak. Want wat is die belangrikste? Ek weet, my God is by my. En met my God spring ek oor 'n muur. Niks kan my keer nie. Dankie, Here, dat U 'n persoonlike God is en dat U met ons praat deur die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.